Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. Ons is besig met Paulus se sendingreise en vandag kyk ons bietjie na hierdie boodskap wat hulle aan die Jode verkondig het. Onthou nou, Paulus en Barnabas was self Jode en hulle het hierdie goeie nuus gaan verkondig dat Jesus die Messias is. Dit wat julle gehoor het, dit wat die voorouers gehoor het, dit wat oupa grootjie julle gehoor het van hoor die dag gaan 'n Messias kom. Ons het hom beleef, ons het hom gesien. Hy is hier. Hy het gekom wat hy gesê het hy gaan doen en dis die goeie nuus. Die dood het nie meer 'n houvas op ons nie. Hulle het dit gaan verkondig en dit moes radikaal gewees het in daai tyd. Nou vandag wil ek hierdie boodskap vir jou lees en verduidelik en hoor hoe Paulus dit verduidelik het en dis 'n lang stuk in Handelinge 13. So miskien moet jy jou oë toemaak, net nie aan die slaap raak nie of 'n koppie koffie reg hê en dan lees ek hierdie klomp verse saam met jou, dan hoor jy hoe dit daar gebeur het. Handelinge 13 vers 16 tot 31. Paulus het opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê: Israeliete en Godvreesendes, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak toe hulle as vreemdelinge in Egipte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daarvandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lank geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. Dit alles het omtrent 450 jaar lank geduur. Daarna het hy rigters oor die land laat regeer tot die tyd van die profeet Samuel. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kis, uit die stam Benjamin aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank geregeer. Nadat God hom van sy ampt onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: Ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God die volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. Voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: Wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie, maar kyk, hy kom na my. Ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Broers, nakomelinge van Abraham en julle, Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van die verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur om te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskryf gestaan het, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan die mense verskyn wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. Dit is 'n lang stuk en hierdie teks is 'n mond vol en miskien klink dit by die eerste aanhoor nie so opwindend nie, maar hierdie was vir die aanhoorders, hierdie toespraak wat ons eintlik van Paulus het, was radikaal. Dit was radikaal. Hy het hierdie goeie nuus vir hulle net kom vertel en sê, hoorie, dit wat jou oupa en jou oupa se oupa hulle vir hulle vertel het en jou ouers vir jou vertel het, dit wat al die beloftes wat ons op geleef het as Jode, as Israeliete, al die beloftes het waar geword. En hy vertel hulle, hy vat hulle deur die hele storie, hy herinner hulle weer hoe hulle deur God deur Moses uit Israel, uit Egipte uitgevat is. Hy herinner hulle aan al hierdie stories. Hy sê, kyk bietjie, al hierdie dinge het gebeur. En toe het Jesus ook gekom en hy het gesterf en opgestaan uit die dood. Hy vervat al hierdie goed. Hy wys vir hulle, luister, die skat van die Ou Testament, dit wat ons ken, het in vervulling gekom in die Nuwe Testament. Die ou verbond is verby, die nuwe verbond is hier. En dis wat hier gebeur. Vir ons, ek en jy staan aan die agterkant. Ons het die fliek al gesien, as ek dit so kan noem. Wanneer jy weet wat die uitslag was tussen die Springbokke in Nieu-Seeland en jy kyk weer die hoogtepunte op Supersport dan kyk jy dit anders want jy weet wat se uitslag. Jy wil maar net vir interessantheid weer kyk. Dis die Bybel vir my en jou. Ons weet wat die uitslag is en die uitslag was oorwinning. Oorwinning tot in ewigheid, maar nou kan ons in die detail kyk, nou kan ons analiseer, nou kan ons opgewonde raak en sien, wow, het jy dit gesien, het jy daai beleef? Goed dat ons miskien gemis het vroeër in ons lewe. Dis hoe wonderlik dit is en dis wat so fantasties is, wat Paulus hier kom doen. Hy kom sê vir julle, dit wat julle hele lewe lank gehoor het, het gebeur. En vir ons, dit wat ons sien wat gebeur het, beleef ons nou nog. Ons kan sien, maar hoor jy, Jesus is deur die Heilige Gees met ons en daai krag, daai lewendegewende krag is met ons. Ek en jy word vandag uitgenooi om te sê, jy het hierdie storie. Ek en jy het hierdie Bybel
Lees hom, raak bekend met die detail, raak bekend met dit wat daar gebeur, want dit bring weer lewe binne in my en jou. Daar bring 'n opgewondenheid, sodat ek en jy weer iets het om oor te vertel vir ander mense. Hierdie kan nooit oud word nie. Dit wat Jesus vir ons kom doen het, kan nooit oud word, en ja, ons het al die storie gehoor nie. Ons behoort dit elke dag vir mekaar te vertel, ons behoort elke dag vir mekaar te herinner en sê, eers was ons slawe, eers was ons dood, maar nou is ons vry en ons lewe weer. Hierdie is sulke wonderlike nuus, en ek en jy word uitgenooi en sê, vat jou Bybel, tel hom op, lees dit met daai lens van Jesus het reeds gekom, lees dit vanuit oorwinning, nie vir oorwinning, die oorwinning het klaar gebeur, ek en jy kan nou vanuit oorwinning leef. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie teks, dankie dat ek net dink, hoe moes dit gewees het, die opgewondenheid waarmee Paulus vertel het, en hy herinner hulle, hy sê, onthou julle hulle dit gesê, onthou julle hulle dit gesê, al hierdie goed het gebeur, en hy wys dit vir hulle, hy herinner hulle daaraan, en soveel mense kom tot bekering. Soveel mense besef, maar dit wat soveel mense oor bespiegel het of gepraat het, het werklik gebeur. Vader, het gebeur vandag nog. Gebeur vandag nog wat mense wat eers iets anders geglo het, nou die bewyse sien, dat Jesus werklik hier was, dat Jesus werklik geleef het, dat Jesus op aarde geleef het, en hulle kom tot bekering. Hulle kom tot ander oortuiging, en hulle begin Jesus volg. Mag ons ook hierdie boodskap, wat nie net aan die Jode verkondig is nie, maar aan elke liewe mens, mag ons hierdie boodskap verder verkondig, sodat meer en meer mense die goeie nuus kan hoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Lees vandag 'n ekstra stukkie Bybel, 'n ekstra stukkie langer, miskien maak jou kantoor deur of jou kamer deur bietjie langer toe en verlustig jou somme in hierdie teksvers, in hierdie geskiedenisboek wat so lewendig is, dat dit vandag nog my en jou lewe affekteer. Lekker dag, totsiens.